sy eer. Ons gaan saam lees vanmôre in 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte is Jesaja 6, vers 1 tot 8, en dan ook in Efesiërs, vanaf vers 17 tot 24. Voordat ons saam lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, is 'n voorreg om vanoggend hier by mekaar te kan wees. En die wete, Here, dat U kerk vergader, beskerm, onderhou. Here, dat ons hier is, omdat ons in U glo en omdat ons, Here, U met ons eintlik in 'n verhouding kom staan. Here, gee vir ons die krag, die teenwoordigheid. Waar ons hier uit die woord uit gaan lees, maak dit stil, Here, binne ons. Here, dat ons hierop U sal fokus. U stem sal soek. Ons kom bid dit, Here. Ons kom vra dit in U naam. Amen. Soos ek gesê het, ons lees saam in Jesaja 6. In die jaar van koning Hosea se dood, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed deur die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure en hulle kusyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep: dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord op my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafs het toe die glooiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here hoor vra: wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: hier is ek, stuur my. En dan in Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 17, ekskuus. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle, nie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met onversadigbare drang en losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur die sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Hierdie 2 gedeeltes is seker die vraag, hoe kom dit by mekaar uit? Jesaja 6 begin met Jesaja se roeping. Jesaja wat op 'n interessante plek in sy lewe is. As jy so 'n bietjie vorentoe blaai, dan gaan jy reeds sien hoe Jesaja al 'n klomp goed vir die volk om sê het van die moeilikheid wat op pad is. Hoe hy vir hulle waarsku. En dan na 6 hoofstukke lees ons vir die eerste keer hoe Jesaja se roepingsverhaal begin. Dis nie toevallig so nie, want hierdie
eerste klompie hoofstukke is die waarskuwing vir die volk om te sê maar die Here is op pad, julle moet regmaak vir dit wat voorlê. Die oordeel van die Here gaan kom as julle aanhou om te lewe soos wat julle lewe. En dan lees ons in Jesaja 6 die heiligheid van God. Hoe die serafs, hoe hierdie belewenis van Jesaja iets kom wys, iets kom sê van die God wat ons aanbid. Paulus aan die ander kant in Efesiërs kom skryf vir 'n volk wat voor die tyd nie 'n pad met die Here gestap het nie. Vir 'n gemeente, vir gelowiges wat as te ware heidene was. Gelowiges of heidene wat nie die Here geken het nie, wat tot geloof gekom het en op 'n plek in hulle lewe is waar hulle vra, maar wat maak ons hier? Want dit is moeilik om God te volg. Kyk wat gebeur rondom ons. Ons word vervolg, ons word verjaag, ons word as te ware eintlik vernietig. Dan kom sê Paulus vir hierdie gemeente in Efese, maar onthou vir 'n oomblik, dit wat julle gehoor het, kom terug na die waarheid wat in Christus Jesus is. Kom terug na die oorsprong van jou verhaal, kom terug by die bron, by Christus, ons Here en ons God. Nou kom sê vir hulle, want as ons aanhou met hierdie manier van lewe wat ons besig te doen, dan gaan ons heeltemal afgestomp raak. Dan gaan ons op 'n pad kom in ons lewe waar ons vir mekaar sê, maar ons het ons geloof as te ware verloor. Ons het ons geloof as te ware een kant toe geskuif. Ons hoor die oproep in vers 20. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Kom sê Paulus vir die gemeente, maar dan moet julle ophou om so te leef. Julle moet ophou om die slegte na te volg. Volg die Here, wees heilig, want God is heilig. In ons eie lewe is die vraag, as ons dink aan ons geloof, iewerste het jy daai besonderse ontmoeting met die Here Jesus gehad. Iewerste het die Here met jou begin. Jy het heel waarskynlik groot geword in 'n Christelike huis. Maar die heiligheid van God oorrompel ons. Stuur ons en bekragtig ons sodat ons in hierdie wêreld kan leef. Dat ons in hierdie wêreld 'n verskil kan maak. En die vraag kom, hoor ons dit nog? Hoor ons nog hoe die Here vir ons kom sê, maar ek is teenwoordig. Bedag sal die son jou nie steek nie. Hoor ons nog hoe die Here vir ons kom sê, maar maak nie saak wat voor lê nie, ek is die antwoord. Maak nie saak hoe moeilik hierdie lewe lyk nie, ek is teenwoordig. As ons kyk na die wêreld, na dit wat gebeur, hoor ons nog die roepstem van die Here. Soos Jesaja as te ware tot stilstand geroep word, om iets van die heiligheid van God te beleef. Soos wat Paulus die gemeente oproep om te sê, maar wees heilig, want God is heilig.
word ek en jy geroep. Broer en suster, en as ons nou dink, dit is nie ek en jy nie, dis ons. Die Here sien jou. Die Here ken jou. Hy wil jou gebruik. Hy wil jou stuur. Dis ons roeping. Dis hoekom ons tog sê, maar Here, hier is ek, stuur my, soos Jesaja. As ons by die tweede vraag kom, leef ons dit? Daar waar ons besig is in ons eie lewe, daar waar ons verantwoordelikheid vat, daar waar niemand anders te kan sien, leef ons nog 'n lewe van heilige onsag vir die Here. Ons wil so graag in hierdie wêreld iets wees. Ons wil so graag op 'n manier belangrik wees. Ons wil so graag raak gesien word deur die mense rondom ons, want dan het ons 'n stukkie status. Dan het ons dalk iewerste 'n kolletjie gekry om te sê jy het gearriveer. Die kern, ons fokus, dit waarmee ons moet besig wees, is om die heiligheid van God na te jaag. Te gaan uitleef, te gaan uitdra daar waar ons gaan. Vir ons kinders te leer, vir ons mense saam met wie ons leef, vir die werkers met wie ons te doen het. Broer en suster, ek kom terug na Deuteronomium 6, waar die Here die volk kom aanmoedig, of eintlik vir hulle kom sê, moenie vergeet wat die Here gedoen het nie. Ons dien 'n Here wat homself kom gee, wat gesê het, maar ek is bereid om gekruisig te word ter wille van julle. Ek is bereid om myself te gee sodat julle verlos kan word. Ek staan op sodat julle kan leef. Sodat julle in 'n werklike verhouding met God kan staan, en daarom, juis daarom, hoor ons die oproep: wees heilig. Moenie die Here vergeet nie. Moenie om een kant toe skuif in jou eie lewe nie. Broer en suster, as ons nou eerlik is, dit gebeur so maklik. Dit gebeur so maklik dat ons vir mekaar sê, maar ons tyd, ons is so besig, krisis. Ons is so besig met klomp dingetjies, dat ons mekaar sê, maar, ag weet jy wat, boetie, sussie, môre sal ons Bybel lees. Dis een ding wat ons gewoonlik uitstel vir een of ander rede. Ek is nou so moeg. Ek sal môreoggend vroeg opstaan. En so gaan ons lewe aan, en sê ons mekaar op die einde van die dag, maar ons kom kerk toe. En in hierdie 1 uur oomblik wil ons geloof vasvang. Wil ons vir mekaar sê, maar dit wat hier gebeur, dit moet 'n invloed hê. Maar dit kan nie al wees nie. Daar sit by my en by jou 'n stuk verantwoordelikheid om te sê, maar ons leef die heiligheid van God in ons lewe, leef ons uit en gaan doen ons. Dit bring my by die laaste deel. As ons nou kyk na die prentjie. Die prentjie simboliseer iets vir my van ons geloof. As ons nou kyk na die plantjie wat in hierdie lig is, op
op 'n ashoop iewerste, sien ons die moontlikheid van groei ten spyte van. Ons sien, as ons kyk na hierdie wêreld, die geleenthede wat ek en jy het om 'n verskil te maak vir die Here. Ons sien die geleenthede om te getuig, om te sê, Here, U is soveel meer, soveel heiliger as wat ons ooit kon dink. Hier is U in my hart teenwoordig en ek bars uit van 'n getuienis. Want die liefde, U Gees oorweldig my. Ek kan nie anderste as om dit uit te leef en uit te dra nie. Maar so gereeld in ons eie lewe val ons terug na dit waarteen Efesiërs of Paulus vir die Efesiërs waarsku. So gereeld sê ons vir mekaar, maar net dalk is dit nie die moeite werd nie. Net dalk raak ons afgestomp. Mag ek en jy, broer en suster, ons lewe inrig om God te verheerlik. Die Here wat met jou 'n unieke pad stap. Die Here wat jou diepste bekommernisse ken. Jou grootste hartseer. Mag jy raak sien dat hierdie Here by jou kom stil staan. En as te ware vir jou kom sê, wees heilig, want ek is heilig. Leef 'n lewe tot eer van God. Mag ek en jy, broer en suster, dit ook uitleef tot eer van die Here. Amen. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here vir hierdie oggend. Dankie Here dat ons kan weet, U is met elkeen van ons op pad. Dankie Here dat ons kan weet dat U ons liefhet. In spite van ons wêreldse tekortkominge, kom gee U almag, U krag, U genade, U liefde vir ons. Mag ons Here leef tot eer van U. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen.